is Janine Elliott in Conversations That Matters. Vandag gesels ons met 'n besonderse vrou, iemand wat geen bekendstelling nodig het nie en sy is beeldskoon, maar sy is nie net 'n skoonheidskoningin nie, maar sy is ook 'n mamma en 'n eggenoot. Ons sê welkom aan Karika Pep. Baie dankie Charlene, dis so 'n voorreg om hier te wees vandag. Ons is hierso vandag in die mooie Boland en ons wil graag weet, wie is Karika? So om aan te sluit by die mooie Boland, ek bly al seker amper 12 jaar in die Kaap, so ek dink ek kan myself 'n Kaapenaar noem. Maar ek is gebore in Pietermaritzburg en ek het, toe ek so 7 jaar oud was, so trek ons Gauteng toe. Ek het in Kempton Park skool gegaan en daar groot geword en my hoërskool daar voltooi. En toe ek tikkies toe vir 2 jaar, baie interessant, ek wou, niemand weet hierdie nie, maar ek wou medies geswat het, en toe het ek nie op daai stadium kering gekry nie, toe swat ek BSc Biologiese Wetenskappe, en in my 3de jaar toe besluit ek, dit is nie vir my nie. Het ek so 'n bietjie van 'n krisis gehad van, wat wil ek regtig doen, en my ma weet, ek het baie belang gestel in mode, en toe wys sy vir my hierdie kursus, 'n modeontwerpkursus, wat in Stellenbosch aangebied was by Elizabeth Galloway, en ek het besluit, baie impulsief, ek gaan nou mode ontwerp. Ek gaan fashion design study, wat ek al. En toe het ek op die einde my eie besigheid begin, ek het trourokke gemaak, aantrokke, en dis 'n baie stresvolle bedryf. Ja, ek kan dink. Weet vir alles jy 'n jong meisie is, en jy moet probeer 'n besigheid op jou voete bring, en ek het nie hulp gehad op daai stadium nie, en ek het toe my passie begin verloor en ek het 'n geleentheid gekry om in die Kaap te gaan werk vir Canterbury wat 'n sportsbrand is. Oh, wow. En dit het toe my loopbaan geword, so seker omtrent 12 jaar wat ek met verskillende sportsbrands gewerk het en baie met rugby gewerk het en met allerlei spansportsoorte. En toe het ek op 'n stadium ek fast forward nou so 'n bietjie in my lewe, maar net om weer agtergrond te gee van waar ek kom en hoe ek uitgekom het waar ek nou is. Toe ek het eers op 40 getrou, laat ek dit net noem. So daar's hoop vir vrouens daar buite, julle. En toe het ek op 'n plek gekom in my loopbaan omdat ek gevoel het, daar's nie veel meer wat ek in daai spesifieke industrie kon bereik nie. En dit het net vir my nie meer uitdagend. Dit was nie meer uitdagend nie en ek het op 'n plek gekom van ek het dit nie meer geniet nie en my man sê toe vir my, weet jy wat, vat net 'n jaar af en besluit wat jy wil doen. Doen iets wat vir jou lekker is. En Vind jouself. ja, en toe ek bedank het, was dit vir my 'n baie moeilike tyd, want toe besef ek het myself heeltemal verloor. Ek weet nie meer wie ek is nie. Ja. Ek weet al die goeie waar ek passievol was, het ek nie meer gedoen nie en weet jy, you get caught up in the rat race of life. En op daai stadium het ek baie gebid en ek het vir Here gesê, ek wil nie weer iets doen wat nie my purpose is nie. So wat ook al ek volgende doen, moet in lyn wees met wat is my doel in die lewe? Dit was my grootste vraag. En dit is my so lekker om hierdie te deel, want ek dink baie van ons as vrouens kom op 'n plek, vir alles jy in jou 40's is, want jy weet nie wat jy doel nie, behalwe om 'n ma te wees, of 'n vrou te wees, of jou, wat ook al, wat jou tipe werk is, wat jy op daai stadium doen, mens verloor jouself van al daai goeders. En toe het ek eendag op sosiale media gesit, en ek sien toe Mrs. Globe, hulle adverteer Mrs. Globe, en ek dink ek is nie 'n pageant girl nie, ek dink nooit in my lewe 'n pageant gedoen nie, maar iets binne in my het net gesê, doen dit. Jy weet, daai stemmetjie in jou, en ek voel dis Here wat my gelei het, soos, dit is wat jy volgende moet doen, en ek dink toe wel, ek doen niks op die oomblik nie, ek gaan 'n kans vat, en dit is eintlik so significant, want ek gaan nou vir julle vertel hoekom, maar Mrs. Globe was die eerste pageant, soos wat ek genoem het, dat ek ingeskryf het, en ek het niks van pageants afgeweet nie. En ek het okay gedoen, ek het die top 8 gemaak en so, maar dit het iets in my wakker gemaak, en ek dink ek het so gegroei, en ek het soos myself weer ontdek, en ek het besef, there's more. Jy weet, hierdie is nie die einde van my pageant journey nie. En toe het ek mevrou Suid-Afrika raak gesien, maar ek het gevoel, ek is nog nie reg vir dit nie, maar dis is die ultimate pageant vir getroude vrouens, is die groot ene, dus ek sê vir hierdie een moet jy prepared wees. En ek het toe 'n tweede pageant gedoen, Mrs. Universe Africa, wat my die geleentheid gegee het om oor see te gaan compete in Myanmar. Ek het na Mrs. Grand toe gegaan, waar ek second runner-up was. Baie geluk. Baie dankie. En na dit, toe besef ek, okay, nou is ek reg vir mevrou Suid-Afrika.
En toe het ek ingeskryf, maar wat so ongelooflik was, is ek kry nou die geleentheid om ook Mrs. Globe toe te gaan, as mevrou Suid-Afrika, en dit is waar my pageant journey begin het. So dit is waarlik 'n full circle moment. Ja, En waar jou wortels begin het eintlik by mevrou Ja. Klou. So, ja, dit is eintlik ongelooflik om te dink waar jou journey begin het en jy's op pad terug om die sirkel klaar te maak. Ja. So dit is vir my verskriklik mooi om te hoor waar alles in jou lewe begin het, want 'n mens wonder soms, het jy die passie gehad daarvoor? Wat was die doel agter dit? Ja. Wat wil 'n mens bereik daardeur? En in jou geval, ek dink dit is ook nodig om vir die mense te sê dat jy was eintlik eers 'n eerste prinses Ja. voordat jy die kroon gekry het. En saam met dit, ek meen 'n eerste prinses het verantwoordelikhede. Ja. Maar 'n mevrou Suid-Afrika het baie meer verantwoordelikhede. Kan vertel vir ons 'n bietjie hoe verskil daai verantwoordelikhede van 'n eerste prinses na 'n mevrou Suid-Afrika nou? Ek het altyd gevoel as 'n eerste prinses moet jy wel gereed wees, want die eerste ding wat hulle vir jou sê wanneer jy aangekondig word as eerste prinses, indien enigiets gebeur dat mevrou Suid-Afrika nie haar rol kan vervul nie, moet jy dadelik kan gereed wees om te kan to step in for her, jy weet. Ja. En dit tel vir as sy dalk siek is, as sy dalk nie beskikbaar is nie. So as 'n eerste prinses is jy jy's soos die vice president. Jy's altyd op standby. Ja. So ek dink in my agterkop was ek altyd gereed, jy weet, want ek is iemand waarvan nou om gereed te wees. Ek's 'n baie hardwerkende mens, ek's baie passievol. Maar as 'n eerste prinses het ek ook gevoel een van my grootste verantwoordelikhede is om my koningin te ondersteun met alles wat sy doen. So toe ek eerste prinses was daai, kan ek sê, my mindset gewees van wat het sy nodig om die beste koningin te wees? Wat kan ek vir haar doen? Hoe kan ek daarvoor wees? Maar wanneer jy mevrou Suid-Afrika word, is dit so 'n groot verantwoordelikheid. Dit is maar die groot verskil tussen eerste prinses en mevrou Suid-Afrika, want jy is nou die leier. Ja. Weet, die fokus is op jou. Die expectations is op jou. Jy weet, jy wil 'n impak maak, jy wil 'n verskil maak en daar's soveel meer oë op jou en jy het soveel meer geleenthede as mevrou Suid-Afrika as wat jy het as 'n eerste prinses. Want jy is op die einde die persoon wat oral moet opdaag, wat oral moet wees en wat die titel dra en die brand represent oral waar jy gaan. Ja. En sê vir my, toe jy daai oproep kry, hoe het jy op daai oomblik gevoel? Ek het om die kombuistafel gesit so saam met ek noem dit mevrou Suid-Afrika huis want ek bly in die Kaap. So elke keer as ek Joburg toe gegaan het ek by haar gebly, 'n goeie vriendin van my. En ek het sommer daarna verloofd om die kombuistafel gesit en die volgende oomblik kry ek 'n video call van Joni. Tog ek hierdie moet belangrik wees. Ja. Sy is die CEO van mevrou Suid-Afrika en sy video call my in die aand. En ek gaan toe op kamer toe en sy was baie rustig en sy sê vir my, Karike, ek wil vir jou sê, jy is offisieel die nuwe mevrou Suid-Afrika. So my eerste reaksie was, ek was baie bekommerd want ek en Barushka, die voormalige mevrou Suid-Afrika, is baie goeie vriendinne en ek gee baie om vir haar. Ek het 'n lang pad saam met haar gestap. So my eerste vraag was, is sy okay? Wat het gebeur? Ek wil net weet dat sy okay is. En hulle het my verseker sy's okay, dus dit het op 'n mooi manier gebeur. Dit was op 'n besluit, jy weet, en dit gegaan oor om haar seentjie en familie eers te sit en weet dit was 'n mooi oorgang gewees en daarna te sink dit in en ek het dadelik my man en my familie gebel. Dit daai opgewondenheid ingeskop van die adrenalien is toe nou daar. Ja. Ja, dit is nou 'n werklikheid. Ja. En ek weet jy 2 seentjies. Ja. Hoe het hulle dit gevat? Want onthou skielik is die hele huishouding, alles is nou anders as wat dit was. Mamma het baie meer verantwoordelikhede. En 'n mens wil tog daar wees om jou kinders te ondersteun met sport, met skoolaktiwiteite. Jy wil daar wees vir jou man, maar skielik wil ek amper sê is mevrou Suid-Afrika nou daar en sy vat nou 'n bietjie baie meer van mamma as normaalweg. Ja. Hoe was hulle reaksie toe jy teruggekom het by die huis? Hulle was so opgewonde. Ek lag altyd want hulle het hierdie woord wat so hulle is nou 16 jaar oud. Okay. So as iets nou amazing is, sê hulle that's aura. Toe hoor ek nou mevrou Suid-Afrika te sê hulle
Dad, that's Aura. So hulle was verskriklik opgewonde, jy weet, hulle sê hulle vriende by die skool sê, oh, ja, ons mevrou Suid-Afrika. So en ons seuns is baie, ek meen hulle is nou baie ouderdom wat hulle is baie independent. Ja. So ek dink ek is baie gelukkig in daai aspek dat weet die kinders is nou al weet oor 2 jaar is hulle uit die skool uit. So dit is nie vir hulle so moeilik om nie heeltyd weet aandag. Ja. Soos 'n kleiner, ek wil amper sê soos junior, Ja. die hele tyd met Maar dit is aandag. nog steeds moeilik weet met jou man en jou kinders want jy mis hulle en ek is ten minste 1 keer of 2 keer 'n maand in Johannesburg. So dit is challenging. En ek en my man is soos beste vriende, so ons mis mekaar baie, maar hy ondersteun my so baie. Ja, dit kom tot my volgende vraag nou is dat baie keer wil ek amper sê kry jy mans wat mos nou maar net ja, okay, jy's nou mevrou Suid-Afrika. Nou gaan dit maar net aan. Maar jy het tog ook sy ondersteuning nodig. O ja, nee, ek weet nie hoe kan jy mevrou Suid-Afrika wees sonder ondersteuning nie. My man is hy's ongelooflik, jy weet, en hy het ook van sê hierdie is 'n once in a lifetime en ons doen dit as 'n span. Hy het gesê wat ook al jy nodig het om die beste queen te kan wees en 'n impak te kan maak, ek is hier vir jou, jy weet. Sjoe, dit is baie mooi. Ja. Ja. Dit is en dit is my mooi hoe hy dit verstaan. Ja. Dat ek wil amper vir jou sê dat die wêreld daar buite gaan baie meer van jou vat as wat jy gedink het op hierdie stadium. Ja. Daar gaan baie uitdagings kom. Sê vir my, hoe hanteer jy kritiek? Die belangrikste ding in my lewe is my geloof. Jy weet, en dit is 'n lang paadjie wat ek gestap het, maar ek weet wie ek in Christus is en my identiteit is so, kan ons sê, so anchored en rooted in hom dat kritiek is my regtig soos water van die een se rug. Jy weet, en mense gaan goeders van jou sê, maar dit is omdat hulle jou nie altyd ken nie, hulle weet nie wie jy is nie, maar as jy nie weet wie jy is nie, dan gaan daai kritiek jou baie sleg affekteer. En ek dink dit is een van die goed wat ook baie na in my hart is, wat ek vir die vrouens om my leer en ook vir ons nuwe semifinaliste, want ek stap 'n pad saam met hulle en dit is om vir hulle te leer wat jou ware identiteit is en wie jy regtig is. Ja. Want jy kan nie dat die wêreld jou identiteit vorm nie. Ja, dit is baie belangrik. Dan is het, as jy jouself in een sin kon beskryf, wat sou jy gesê het? Ek het daai vraag vir een van my close vriendinne gevra, toe sê sy vir my magnetic. Okay. En dit was my so 'n mooi woord, dit is so anderste, jy weet, en ek het in die begin van my mevrou Suid-Afrika journey en op ons moes 'n presentation doen vir die judges van jy 'n finalis is vir jou interview en ek het daar gesê ek voel alles wat ek doen moet die Here se liefde reflect. Dit moet raak gesien word in alles wat ek doen. Ja. En ek dink daai is magnetic. As jy met daai liefde rondloop, mense kryf dit, hulle soek dit, daai onvoorwaardelike liefde. Ja, dit is baie waar. Waar het jou storie begin? Die deel wat min mense ken. Ek sal sê my storie het begin by 'n jong meisie wat 'n baie swak selfbeeld gehad het. Ek het baie gesukkel met my identiteit en wie ek is en ek het regtig as 'n jong meisie ek nooit gedink ek's mooi nie, ek nooit gedink ek's goed genoeg nie. Ek het 'n ongelooflike lae selfbeeld gehad en ek dink vir my om nou te sien waar ek nou is net, dit is soos 'n miracle, dit is wat die Here my lewe gedoen het, die pad wat hy met my gestap het om tot hier te kom. En dis ook 'n testimony vir ander vrouens, want vrouens kyk nou na my en hulle dink, jy weet, sy het soveel selfvertroue en sy kan in die publiek praat, sy kan op TV praat, sy is gemaklik vir die kamera, sy loop op die verhoog, maar ek was glad nie daai meisie gewees nie. Ek was die meisie wat in die hoek weggekruip het, wat nooit waar raak gesien word nie. Was daar iets wat dit getrigger het? Dat jy so gevoel het oor jouself? Ek dink ek het sonder my pa groot geword en hy het baie ver gebly, hy het oorsee getrek toe ek jonk was en ek dink 'n pa het so 'n groot rol in 'n jong meisie se lewe in jou identiteit en wat jy van jouself dink en ek het altyd gevoel ek is nie goed genoeg nie, jy weet. Ja. Dit wat ek doen is nie goed genoeg nie en ek dink baie vrouens struggle met dit. En hulle sê jou pa vorm jou selfbeeld en ek het ook verlang gesukkel met my verhouding met die Here want ek het hom soos my pa gesien van is ek goed genoeg. Jy weet, wat moet ek doen om beter te wees? Wat moet ek doen om aanvaar te word? Ja. En
ja, ek dink dit het 'n groot rol gespeel in hoe my selfbeeld gevorm het as 'n jong meisie. Hoe is 'n gewone dag vir Karika? Sonder die kroon, sonder die sash, sonder afsprake, wat doen sy as sy nie afsprake het nie? Ek moet nou mooi dink want mevrou Suid-Afrika is 'n jaarlange journey en hier is nog 'n jaar. So ek voel dis al wat ek gaan doen in die laaste jaar en 'n half. Ek kan nie Kom ons vat dit terug en ons sê voordat jy begin deelneem het aan mevrou Suid-Afrika. Ek gaan 'n paar goedjies noem wat ek nog steeds doen, maar ek kan vir die laaste 20 jaar as ek wakker word, my eerste ding wat ek doen is ek lees my Bybel en ek praat met die Here. Dit is ook my dag begin. Maak is ook hoe besig ek is nie, maak is ook wat ek doen. Daai is my non-negotiable want dit sets the tone for your day. En wat ek altyd gaan doen is ek het baie meer tyd gehad, so ek het dadelik gaan hardloop of gaan oefen. Ek's mal oor hardloop, so ek het ver gehardloop, so ek het nie meer die tyd om dit te doen. Ek sal weer die tyd hê, maar dit is iets wat ek altyd in my dag ingewerk het. En ek het voordat ek deelgeneem met mevrou Suid-Afrika het ek en my man het saam 'n advisory besigheid, so ek het 'n kliënt gehad wat ek gehelp het om op besigheid kommersieel te groei en vir nuwe strukture in plek te sit. So in terme van werksgewys dis waarmee ek besig was, maar dis nie voltyds nie, dit was op 'n kontrakbasis. So ek het van die huis af gewerk, wat vir my baie lekker is. Ek en my man werk altyd van die huis af. En ek het baie keer op my honde gaan stap. Ek het 3 huskies. Lekker. Ja, ek geniet hulle baie. Hulle is my ander 3 kinders. Ja, en ek het ook baie meer getravel as wat ek, behalwe nou dat ek travel Johannesburg en Kaap toe, maar ek en my man het gereeld oor see gegaan, of ons wil so graag vir die kinders soveel as moontlik van die wêreld wys, tot hulle uit die skool uit is, wat binnekort is. So daai is goeders wat ons gedoen het, wat ons nie nou op noodwendig doen deur hierdie journey nie, want my fokus is nou mevrou Suid-Afrika. Ja. Wat is 'n ideale vakansie vir julle as 'n gesin? Eiland of bos. Ons het my skoonpa het jare terug 'n plek in Ingwalala gekoop wat naby Hoedspruit is, in die Wildtuin. So ons is 'n familie gaan baie so en dit is ons baie lekker. So ons gaan hierdie bos, maar my gunsteling is om na eiland toe te gaan. En my gunsteling plek in die wêreld is die Maldives. Okay. Ja. Was daar 'n oomblik waar jy besef het jy's gemaak vir iets groter? Ja, ek sal 'n oomblik nooit vergeet nie. Toe ek aangekondig is as 'n semifinalis in mevrou Suid-Afrika, die volgende dag het jy 'n workshop. En toe ek in daai workshop sit en my vrouens begin praat. Ons het verskillende sprekers gehad. Dit is asof ek kry hoendervleis as ek daaroor praat. Dit is asof iemand 'n vuur in my aangesteek het. Dis ek het geweet waar ek goed is, waarvan ek hou, maar ek het nooit geweet waar ek inpas nie. En op 'n oomblik dis ek soos I was born for this. Ek was gemaak vir hierdie. Regtig. Ek het vandag iemand sê mevrou Suid-Afrika is my dream job. Ek doen alles waar ek passievol is, alles waarvoor ek lief is, alles wat ek geniet, kry ek 'n geleentheid om te doen en jy maak 'n verskil in mense se lewens. Dit is net soos ongelooflik. Wat is die swaarste ding wat jy moes doen wat niemand sien nie? Ek dink die mense, dit is nie een spesifieke ding nie, maar ek dink die mense weet hoeveel moeite en effort behind the scenes gebeur. Net byvoorbeeld om so sosiale media is 'n baie groot deel van die mevrou Suid-Afrika journey. Ons het seker 13, 14 sponsors wat ongelooflik goed is vir ons en ons moet vir hulle bemarking doen en content create en ek dink die mense besef die hoeveelheid ure en harde werk en die goeders wat jy moet leer. Ek meen jy word in die diep kant gegooi. Ek het baie goed nie geweet en ek moes dit leer. Dis daai effort wat jy insit om goed te leer dat jy regtig goed kan wees daarin en dat jy goed kwaliteit is. Mense sien iets en hulle dink dit is 5 minute, maar dis ure en ure se werk. En ek dink nie hulle sien wat gaan aan vir jou om die goed op 'n level of excellence te deliver nie. Ja. Sjoe, dit is ek kan net dink waardeur jy alles moes gaan en wat nog vir jou wag. Ek meen dis soos jy sê, 'n volle jaar wat nog vir jou voorlê. Ja. Jy het vroeër toe ek en jy gesit en gesels het jy gesê oor 'n paar weke dink ek vertrek jy Amerika toe. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou volgende fase waarin jy ingaan. Ek wil net by sê wat so exciting is wanneer jy eers 'n prinses is, gaan jy Mrs. Globe toe en wanneer mevrou Suid-Afrika is, gaan jy mevrou Wêreld toe. En ek het deur my journey het ek gevoel
eers ek moet terug gaan Mrs. Loup toe. Maar as ek gekroon was in Januarie, sou dit nooit so uitgewerk het nie. So ek is die eerste offisiële mevrou Suid-Afrika wat Mrs. Loup toe gaan. Dis nog altyd net die eerste prinses. En dis ook Mrs. Loup se 30 jaar anniversary hierdie jaar. So dit Wat is 'n oomblik. Dit is so 'n spesiale jaar om deel te neem. So ek vertrek volgende maand, die 10de Junie vlieg ek. Dan gaan ek Suid-Afrika verteenwoordig by Mrs. Loup. Oh, hoe voel jy daaroor? Wat gaan nie binne aan? Ek meen, baie keer het 'n mens mos nou maar hierdie gemengde emosies wat hier opkom van ek is bang, ek is opgewonde, maar hoe voel jou hart daaroor? Ek is so opgewonde want ek voel soos die Here stuur my rondom die rede. Ek het 'n assignment oral waar ek gaan en toe ek ingeskryf het, my semi-finalis interview, my final interview, my presentation, ek het altyd vir die judges gesê, daar's 3 goed wat vir my belangrik is in hierdie journey en dit sal nooit verander nie en ek vat dit saam met my nou, Mrs. Loup, en dit is, wat is dit wat die Here in my wil doen, deur my, en waar wil hy my posisioneer, waar ek die mees effektiefste vir hom gaan wees. Oh, wow. En dit is vir my die belangrikste ding op hierdie journey. Baie belangriker is enige krone, as enigiets. So, ek weet ek gaan Amerika toe met 'n doel, vir alles ek sien hoe alles uitgewerk het. So, daar's 'n opgewondenheid in my en wie se lewens ek kan verander, vir wie kan ek iets beteken daar. Ja. Dit sal wonderlik wees om die kroon huis te bring, want daai is 'n bonus vir my. Ja. Ek wou nou net vir jou gesê het, dit is altyd lekker om die kroon terug te bring na jou eie land toe. Ja. Maar wat as jy dit nie bring nie? Ek het altyd vrede met waar die Here my posisioneer. So ek gesê dit gaan vir my oor die posisie waar hy my sit en ek het daai vraag so baie gekry as 'n eerste prinses wat mense van vra het, jy moet seker so teleurgesteld wees dat jy nie gewen het nie. Toe sê ek glad nie. Want ek weet ek is presies waar ek moet wees en ek wil nie op 'n plek wees wat nie my purpose en my doel is nie. Ja. Want dis maar die belangrikste ding. Want dis waar ek die grootste impak gemaak. Dis hoekom en is iets wat ek vir ons nuwe semifinaliste elke keer in die workshops praat ek met hulle. En ek het dit soveel keer oor en oor vir hulle gesê, onthou, dit gaan nie oor die kroon nie. Dit gaan oor waar jy geposisioneer word, waar ek het nou reg gesê ek vir hulle die Here het vir elkeen talente gegee en spesiale gifts en dit is soos juwele, jy weet. Ja. Een vrou het diamante, ander vrou het parels en met daai juwele bou ons krone, maar nie net ons kroon nie, ons bou ons susters se kroon en dis krone wat vir ewig gaan hou. En baie keer sê ons maar daai vrou het diamante gekry en ek parels, ek wat diamante gehad het. Maar die Here het vir jou ability gegee om iets met daai parel te doen wat geen ander vrou kan nie. Ja. En die vrou met die diamant het jou parel ook nodig. En so bou ons mekaar se krone en dit is altyd my boodskap wat ek vir hulle probeer oordra om vir hulle sê onthou want nie almal gaan 'n finalis word nie. Nie almal gaan 'n title holder wees nie. Maar jy moet kyk 5 jaar van nou. Soos ek kyk al wat gaan ek 5 jaar van nou doen? Want November handig ek die kroon oor. Ja. Dan Dis is net jou 'n journey seisoen, klaar. ja. Ja, dan is jou journey klaar, maar jy is nog steeds deel van die Mevrou Suid-Afrika familie. Ja, vir altyd. Julle is altyd. Dit is nou waar ek wil amper sê daai sisterhood inkom. Julle is regtig waar. Ek dink dit is een ding wat ek nogal baie sien by Mevrou Suid-Afrika, hoe hulle 'n werklike sisterhood, as jy almal weer by mekaar sien, by mekaar kom, hoe hulle met mekaar praat, hoe hulle met mekaar is. Dit is vir my die mooi van Mevrou Suid-Afrika. Wanneer laas het jy getwyfel in jouself en wat het jy vir jouself gesê in daai oomblik? Ek dink mens kry oomblikke wat jy besef hoe groot die verantwoordelikheid is en jy wil niemand teleurstel nie. So ek sal nie sê jy twyfel in jouself nie, maar jy hoop jy deliver. Jy weet jy hoop jy maak 'n impak. En in daai oomblikke sê ek altyd vir myself ek sê altyd faith and grace gaan staan saam. Dan sê ek altyd ek het faith in God se grace om te doen wat ek nie kan doen op my eie nie. En dan sê ek net altyd vir die Here, ek weet hy het my gesit vir 'n rede en hy gaan my equip om alles te kan doen wat ek moet doen in hierdie journey. Sure. Was daar 'n tyd wat jy gevoel het jy's nie genoeg nie? Ek sal nie sê ek voel ek weet wie ek is in Here, so ek sê, maar daar's tye wat jy voel is ek okay, doen ek goed genoeg? Ja. En dis okay om nie okay te wees nie, né? Ja. Partykeer is dit nodig om net weer 'n bietjie asem te haal, want ek dink
nou veral met Mevrou Suid-Afrika verwag is daar baie meer verwagtinge van jou. Daar's baie meer uitdagings op jou pad. Daar's baie keer wat een van die finaliste of selfs die nuwe semifinaliste wat nou inkom, 'n bietjie meer van jou vat. Daar is mos maar, ek sê altyd, daar's ene in 'n pageant wat mos maar, ek wil amper vir jou sê, hulle drein jou so klein bietjie, maar dit drein is nie die regte woord nie. Hulle soek net 'n bietjie meer raad, bietjie meer advies, want dis mense wat opkyk na jou, nê? En skielik, is jy 'n rolmodel nou daar buite vir 'n jong meisie, vir 'n mamma, vir 'n vrou van 40, soos jy gesê het. Jy het op 40 getrou, maar skielik is jy 'n rolmodel vir iemand. Is daar al iemand wat opgekom het na jou toe en vir jou gesê het, Karika, weet jy wat, ek wens ek kan soos jy wees? Ek het al baie boodskappe van vrouens gekry wat gesê het, as ek gepraat het by 'n workshop of by 'n event wat se impak het op hulle gemaak het. En hoe ongelooflik dit vir hulle is en hulle kyk op na jou en hulle leer by jou en daai is vir my so rewarding. As ek weet ek kon iets beteken het vir iemand anders of hulle in 'n enige manier gehelp het om 'n beter weergawe van hulle self te hê, dit is my soos net so 'n blessing. Karika, wat was jou donkerste oomblik en hoe het jy weer lig gesien? Ek gaan nie sê ek het 'n donker oomblik in my journey gehad nie, maar ek het baie challenges gehad. Okay. Mense gaan nie glo wat ek nou sê nie, maar toe ek begin het ek so erg stage fright gehad. Ek onthou met ons semifinal showcase het ek gewonder, hoe gaan ek op baie verhoog stap? Ja. Ek was so senuweeagtig, dit was my so moeilik geweest en ek het ook gesukkel om die publiek te praat. Ek was net so nervous geweest en ook die heel eerste keer toe ons op ons social media voor die kamera moes begin praat. En weet al daai goeters was my groot challenges wat ek moes oorkom en nou is dit vir my lekker en ek geniet dit en dis altyd vir my testimony vir ander vrouens om vir hulle te sê, luister, ek was vrek bang om dit te doen, maar ek het met my oë toegeknyp en dit net gedoen en kyk waar is ek nou. Jy weet, mens moet baie keer net alles altyd if you're scared, do it anyways. Ja, ek wou nou net gesê het, om jou vrese te oorkom, Ja. Ek is altyd so wat ek sê, as jy jou vrese wil oorkom, moet jy dit aanpak. Ja, jy moet. Want anders hoe gaan jy weet of jy dit regtig kan doen en of jy daaroor gaan kom. Ja. So op daai noot, Karika, koffie of tee? Koffie, definitely koffie. Fietsry of draf? Draf. Jy het nou gesê jy hou van my lief, so ek gaan nou nie eens jou daai ene vra nie. As jy enige ander beroep kon kies in jou lewe, wat sou dit wees? Ek sou wou sing. Sing? Ja. Okay, dis interessant. Ja, maar ek het nou nie daai tipe stem nie, so ek kan nie sing nie. Ag, Ek kan okay sing, maar nie dat ek op 'n verhoog gaan sing nie. wat is 'n leuen wat jy lank oor jouself geglo het? Dat ek onwaardig is. Oh, wow. Ja. Sjoe, okay. Ja. Hoekom? Ek net gevoel het soos ek het standaardig self van as jy nie so is nie, as jy nie dit doen nie, as jy nie daai kan wees nie, dan is jy net nie goed genoeg nie. En ek dink dis 'n leuen wat soveel vrouens glo en die Here het my so op 'n journey gevat wat hy geleer het wat beteken dit to be worthy, jy weet. Ja. En dit is ook iets wat ek vir soveel vrouens probeer leer om my waar hulle waardigheid lê en waar hulle identiteit lê. Ja. As ek vir jou kan vra, baie keer dan hoor ons van ken jou waarde. Ja. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken om te staan wat bepaal jou waarde? Want vrouens dink wat hulle bereik het in hulle karier bepaal hulle waarde, het hulle kinders, is hulle getroud, is hulle mooi genoeg, is hulle suksesvol genoeg. So hulle het al hierdie kondisies wat hulle attach tot en met hulle waarde en my boodskap aan vrouens is you are worthy just as you are, sonder al daai goeders. En ek dink ek het dit ook besef op 'n oomblik toe ek opgehou werk het, toe alles vir my weg is, alles waarna ek my identiteit gevind het vir so lank, vir soveel jare, toe ek net Karika is. Dis ek dan dink, maar wie is ek regtig? Ja. En iets wat ek nie genoem het nie, is ek het, voordat ek ingeskryf vir Mevrou Suid-Afrika, het ek Charis Bible College gedoen. En dis ook iets wat die Here op my hart gelê het, wat ek moet doen voordat ek inskryf. En dit het vir my so 'n fondasie geskep vir waar ek nou is. Dit was
ek moes deur daai hele program gaan want dit het my soveel geleer om 'n beter mevrou Suid-Afrika te kan wees wat ek ooit sou gewees het sonder dit en vir my so sterk fondasie te gee. Sjoe. Ja. Wie is jou rolmodel? Het jy 'n rolmodel? Ja, ek sê altyd vir Jesus is my rolmodel. Okay. Ek sê so een mens is wat die wonderlikste voorbeeld ooit was, toe hy gebore was, is dit Jesus. Die manier hoe hy mense hanteer het, sy onvoorwaardelike liefde. So dit sal altyd my rolmodel wees. Sjoe. Ek dink nie dit is iets wat ek al ooit gehoor het wat iemand vir my gesê het nie. En dit is my waardevol. Dit is regtig waar, dit is my mooi hoe jy jou Christendom uitleef in alles wat jy doen. Toe ons net nou hier buite gesit het ook, toe het ek so gekyk na jou en ek het gedink by myself, joh, jy sien die foto's daar buite, jy sien jou op sosiale media, jy's 'n mooi mens, maar behalwe dit, jy is 'n mooi mens. Dit maak nie saak wat jy is mooi want jou hart is mooi. En dit is wat vir my kosbaar, regtig kosbaar is. En ek hoop en ek glo en vertrou dat jou journey vorentoe gaan ongelooflik wees. Maar wat wag vir Karika na mevrou Suid-Afrika? So ek het lank gebid oor wat is volgende vir my en ek het 'n begeerte in my hart gekry om 'n program soos bymekaar te sit want deur my mevrou Suid-Afrika journey besef ek dat daar's net 100 vrouens wat kan inskryf en ons net 30 van ons wat deur hierdie hele journey gaan en ek het altyd gesê ek wens ek kon dit in 'n botteltjie sit en vir elke vrou gee hierdie ondervinding en experience en alles wat jy geleer het en die groei en alles. Toe vra ek myself, hoe doen ek dit? Hoe create ek 'n platform wat ek al hierdie goeders wat ek geleer het en wat hulle in my lewe ingesaai het, hoe gee ek dit vir ander vrouens op buite? Vir al ek meen ons daar duisende vrouens op buite en nie net in Suid-Afrika nie, globally. En ek het hierdie idee gekry, my einddoel is om 'n app weer te ontwikkel en ek gaan die app se naam Building Your Crown noem. Oh, wow. Wat ek 'n program op wil launch wat vrouens kan deel wees soos van 'n digital sisterhood, jy weet. Sjoe. Waar hulle almal kan deel wees van hierdie program en wat ek verskillende soos ek gaan dit amper soos teachings noem, jy weet, oor identiteit, oor jou waardigheid, oor jou purpose, oor jou skoonheid, wat ek alles op hierdie app wil sit waar vrouens akses het tot al daai goeders. En ook deur die Mevrou Suid-Afrika platform en die Mrs. Globe platform wat weet alle doen soveel goed in soveel verskillende lande wat jy vrouens aan die regte vrouens kan connect. Jy weet sê nou maar hulle is 'n passie vir wat ook al dit is wat sê luister jy's in Rusland gebaseer, hier's 'n alumni Mrs. Globe member, sy is 'n entrepreneur, jy wil graag leer by haar. Weet jy om die vrouens ook met mekaar te connect, die regte vrouens wat almal 'n passie het vir hierdie platform. So dit is iets waarna ek klaar begin werk het. Wow. Wat ek so vinnig as moontlik van die been af wil kry. Is dit deel van jou 5 jaar? Ja. Okay. Ek wil dit graag op die been kry teen tyd wat ek Amerika toe gaan, jy weet, so. Sure. Maar nog nie die app nie. Die app is 'n langtermyn goal, maar net soos weet soos 'n blog of 'n platform so lank waar vrouens kan lees oor al die goeders en deel wees van dit en baat vind daarbey. Dit is nogal passievol. Ek kan hoor jy's regtig passievol daaroor en ek is opgewonde daaroor. Ek dink dit is iets wat belangrik is vir ons vrouens daar buite, want ek dink baie keer kry ek ook die vraag waar hulle vir my sal 'n boodskap stuur en vra waar kan hulle meer gaan lees oor dit of hoe kan hulle betrokke raak by sulke goed. En dan moet 'n mens maar altyd gaan sê, weet jy wat, of jy moet nou maar sê gaan Google of jy stuur iemand se nommer met die hoop dat daai persoon gaan terug antwoord. Ja. Maar as jy die platform het en jy kan sê, weet jy wat, hierso is alles wat jy nodig het. Hier is jou vrae wat jy kan vra en dit gaan beantwoord word. Dan is dit soveel makliker. En ek dink dan gaan baie mense ook meer verstaan waaroor dit gaan. Presies, ja. En dit is wat dan vir my mooi is. So ek is saam met jou baie opgewonde oor hierdie nuwe hoofstuk wat besig is om te begin in jou lewe. Sê vir ons, as jy vanaand alleen voor die spieël staan, wie is jy? Sonder jou kroon. Ek sê Here se koningin. Ja, as jy enigsins raad het vir enige iemand daar buite, 'n jong meisie, 'n mamma, wat sal dit wees?
Ek voel soos elke vrou moet weet hoe kosbaar sy is. Jy weet, want ek dink die vrouens besef dit nie en dat jy regtig iets het. Elke liewe vrou het iets wat uniek is wat die wêreld nodig het. Daar's iets spesiaals in jou wat niemand anders het nie. En om jouself nie met ander vrouens te vergelyk nie. Want niemand kan jy wees nie. En om te weet dat dit wat jy het, gaan 'n impak maak. En ek het nou iets gelees wat hulle sê wat elke vrou of elke persoon het 'n assignment. En daar's mense wat wag vir jou dat jy jou assignment moet vervul want jy gaan 'n impak maak op hulle. En ek dink party vrouens dink, wie's ek nou? Jy weet, ek is maar net so en wat kan ek nou regtig doen in hierdie wêreld? Maar elke liewe persoon is gemaak met 'n assignment en 'n doel en ek wil hê mense moet weet hulle het 'n doel. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy verlede was nie, maak nie saak hoeveel foute jy gemaak het nie. Dit diskwalifiseer jou nie. Sjoe. Baie dankie. Kyk, ons sê vir jou dankie vir jou tyd saam met ons vandag. Dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels, om 'n bietjie meer te leer van jou, te weet wie is jy, waar jy vandaan kom en om hierdie journey saam met jou vandag te kon ervaar was vir my regtig waar. Dit het baie goed by my wakker gemaak en ek is regtig dankbaar vir hierdie oomblik wat ek saam met jou kan hê. En baie sterkte vir volgende maand. Ons gaan al die sosiale media's dophou. Ons gaan vir jou ondersteun. As ons moet stem, waar ons moet stem, moet jy vir ons laat weet. Maar baie sterk. En ons is ongelooflik trots op jou met wat jy bereik het. En ons sien uit na die pad saam met jou. So hier is waar ons vir Karika totsiens sê en vir sterkte toewens op haar journey vir volgende maand en dan ook dit is ons einde van Conversations That Matters. Baie dankie.